Ek gaan nou om die woord van die Here saam op te maak by 'n welbekende gedeelte van Handelinge 2. Handelinge 2 gaan ons vanaand saam lees. Ek lees vir ons voor. Hy sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en hy begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Kan ek net iets verduidelik? Sien die prentjie. Daar's 120 mense in hierdie bofortrek. Daar's 11 disippels saam in die bofortrek. Hulle kom uit al die volke en al die streke onder die son, sê die woord van die Here, oor die hele aarde van die omgewing versprei. En nou moet die evangelie gedeel word aangaande Jesus. En hierdie mense, hierdie 11 disippels, die naaste volgelinge van die Here Jesus, begin nou om die evangelie te bring, Galileërs, eenvoudige manne, en hierdie 120 mense, elkeen van 'n ander streek, hoor dit in hulle eie taal, nie allerlei snaakse tale nie, hulle eie taal van daar waar hulle vandaan kom. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal dan, wat daar spreek, dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal, waarin ons gebore is? Parthers en Meders, en Elamite en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek, en hulle was almal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Tot daar lees ons uit die woord van die Here, en mag hy hierdie woord aan ons harte seën. Nou in vers 4 praat hy van hierdie gebeurtenis, wat hy sê, en hulle almal is vervul met die Heilige Gees. En ek wil met u praat oor hierdie grootste gebeurtenis in die kerk se bestaan. Nou ons leef in 'n tyd waar die wêreld graag wil sê dat die groot gebeurtenis van die kerk se bestaan is die tale. Of dat dit is die gawes, of dit is die wonders. Die grootste gebeurtenis in die kerk se bestaan wil die mense in ons dag allerhande snaakse dinge aan toedig. Nou vriende, ons praat hier van die eerste gemeente. Daar die eerste groepie mense wat eenkant afgesonder gekom het in die naam van die Here Jesus bymekaar gekom het, omdat hulle die belofte van God af ontvang het. Dit het gebeur na die kruisiging, en hierdie is die eerste groepie Christene wat daar dan nou was. Die eerste keer wat Christene genoem was in Antiochië gewees, en dis nie soos in vandag 'n buzzword waar elke tweede ou wat nie 'n Satanis is 'n Christen is nie. Want hierdie mense het met hulle lewens betaal. Hulle was vervolg gewees, hulle het in lewensgevaar hulle self gevind, hulle was uitgeworpenes gewees, hulle was verwerp deur die samelewing. Hierdie eerste Christene was die eerste gemeente gewees. En die grootste oomblik van hierdie eerste gemeente en van die kerk op die aarde het by hierdie mense in hierdie bofortrek afgespeel. Hierdie een enkele moment wat die groot gevolg gehad het wat hierdie gemeente in die lewe gehou het tot in hierdie dag. Daardie oomblik wat saak gemaak het. Hulle onthou wat gebeur het.
Hulle is getref deur die angs van hulle lewens is in gevaar. En hierdie mense kruip as 'n ware weg in hierdie bofortrek, want die reg is agter hulle aan. En wat as hulle dieselfde met ons doen as wat hulle met Jesus gedoen het, ons meester? Hulle het gesien hoe hy vermoor is. En hulle het alles gesien wat hy gedoen het. En skielik was daar vir baie van hierdie mense niks meer oor nie, maar hulle het 'n belofte gehad om aan vas te hou. En daarom het hierdie groepie mense na die bofortrek gegaan, nie om piknik te hou nie, maar om te wag vir die groot gebeurtenis. Nou, ons leef in 'n dag waarin daar baie gesê kan word oor die grootste oomblik in die kerk. En terwyl die kerk in 'n groot mate baie keer so lyk, is dit verseker nie die grootste gebeurtenis wanneer daai persoon wakker word nie. Dis ook verseker nie die grootste gebeurtenis as ons kyk in die dag waarin ons leef, oor die groot show wat in die kerk opgesit kan word en hoe dit mense kan beïndruk met wat aangebied kan word, en die program is meer belangrik as die woord, nie? Die grootste gebeurtenis in die kerk gaan ook nie oor hoe groot die massa mense is wat agter die dominee aanloop nie. Hoe groot die magdom mense is wat saam ywer en hoeveel bedienings daar in daardie gemeente is nie. Die grootste gebeurtenis in die kerk is die mense wat staan en jabula in die kerk nie. Die grootste gebeurtenis in die kerk is ook nie toe iemand 'n baie keer rondswaai en die wêreld val om in die kerk nie. Dis eintlik hartseer. Want dit is wat kerk geword het na ons dag. Nou sê Handelinge 1:6, gaan u nie in hierdie tyd die koninkryk van die hemele weer oprig nie? En as mense sien wat vandag in die kerk aan die gang is, wat vandag op die voorgrond getree in die kerk, dan wil 'n mens vandag vra, Here, gaan dit in hierdie tyd wees wat u weer hierdie groot ding gaan doen? Want ons is eintlik in 'n verknorsing. Ons is eintlik in 'n panari. Want die wêreld daar buitekant soek die show. Soek die ligte. Soek die rondval. Soek die lekker gevoel. En voor hierdie grootste oomblik kruip hierdie groepie mense in daardie bofortrek weg, bang vir hulle lewens. En ek sal nie verbaas wees, vriende, as ons nog by daardie plek sal kom, dat ons dalk ook wil kom wegkruip, bang vir ons lewens nie. Want verdrukking is verseker op pad. En die uitdagings word al groter. En wat as hulle ons behandel soos wat hulle hom behandel het? Daarom het ons ook maar nodig om te vlug na hom toe, sodat hy vir ons daardie groot werk kom doen, wat hierdie mense in daardie bofortrek geniet het. In hierdie gedeelte sien ons, hierdie groepie mense bevind hulle daar in daardie bofortrek, waar die Gees van God vaardig kom word oor hierdie mense, net 120 mense, klein bietjie meer as wat ons nou is, om te kom besoek en met hulle te kom werk. En verstaan nou net dat ons nie die Gees van God kan beperk nie. Ek is nie hier om vanaand vir jou te sê, hier's 'n 5-punt plan van hoe ons die Here gaan forceer om vir ons hierdie ding te doen nie. Ons gaan dit verseker nie maar net name en claim nie, maar daar's lesse om te leer hierso, om vir onsself seker te maak, dat ons, sover ons moontlik kan gereed kan wees vir hierdie groot werk. Dat ons nie die grootste oomblik in my siel en in my lewe sal mis nie. Want die grootste oomblik in die kerk van die Here is daardie oomblik toe hy sy Gees kom uitstort het. As ons luister en ons lees van die werking van die Gees van God in ons geskiedenis, en ons kyk na die gebeure en die verbintenis wat daar in hierdie bofortrek was, en by elke plek waar daar herlewing gekom het, dan sien ons daar sekere raakpunte wat baie dieselfde was. Ons sien dat hierdie oomblik, omgewings wat dorre streke was, wat skaarste van die werking van die Here was, omgewings word waar daar rype oeste na vore gekom het, vrugbare grond was, harte aangeraak was, dood het lewend geword. Mense wat oorlewing beleef het oorvloed begin beleef. Ja, en dis eintlik verstommend as 'n mens sien, wanneer die Here werksaam is deur sy Gees, dan kan dorre streke verander word in vrugbare omgewing. En ons moet onsself die vraag vandag afvra,
Hoe gereed is ons, hoe groot verlange het ons na hierdie grootste gebeurtenis in jou en my siel, om dag vir dag, oomblik vir oomblik vervul te word met die volheid van die Gees. Hy sê nie hierdie is die grootste gemeente se eerste oomblik nie, maar hierdie is die eerste gemeente se groot oomblik. En ons mag dalk die laaste gemeente wees. En dit mag dalk wees dat ons ook so 'n oomblik kan geniet. Want dieselfde God wat op daardie stadium sy Gees kom uitgiet het, wil in hierdie oomblik steeds met sy Gees oor ons lewens vaardig wees, sodat hy in daardie dag vaardig was oor hierdie mense, wil hy vandag ook vaardig wees oor ons. As ons net vir 'n oomblik kyk na die 7 feeste, dan sien 'n mens dat daar's hierdie 7 feeste van die Joodse volk, en al hierdie 7 feeste wys na die Here Jesus toe, en is hierdie hele paadjie wat geloop moet word, en ons wil nie die fees self onderhou nie, maar die waarheid agter die fees is kosbaar mooi. Daar die eerste fees wat wys op die lam van God, die lam wat geslag moes word vir die sondes van die wêreld. Die tweede fees is daar die fees van die ongesuurde brode. Hierdie fees is daar die geleentheid wanneer die volk nou in afsondering gaan, elke pa met sy huis, gaan in huisarrest, in lockdown en hulle soek die aangesig van die Here. Hulle is nou besig om te soek vir enige suurdeeg wat daar mag wees. Hulle is besig om te soek vir enige klein bietjie wat dit miskien sonde in hulle lewe mag wees, sodat hulle kan introspeksie doen, sodat hulle self kan toets voor die Here, sodat wanneer hulle op die plek kan kom, dat hulle kan wees waar God wil hê hulle moet wees. Hierdie is die fees van introspeksie. Hierdie is die fees van geestelike spring cleaning. Die derde een van die feeste is die fees van die eerstelinge. Dit was so gewees dat die pa dan van elke huis dan gaan en hy loop deur die Kidron-vallei oor na die garsvelde toe en hy gaan pluk 'n eerstelingsgerf. As jy praat met die boere, dan praat hulle van 'n vooroes en 'n naoes. Daar die eerste deel van die oes wat reeds gereed is, reeds ryp is gepluk. Dis aan mekaar vasgebind met 'n touwtjie. Dis geneem na die hoëpriester toe en opgelig voor God as 'n beweegoffer. En die doel daarvan was om hom te erken as die gewer van hierdie goeie gawe. Om hom te vertrou vir die res van die oes en die res van die oes ook aan hom toe te wy. Hierdie eerstelingsoffer word deurgetrek tot by die kruis. Die Here Jesus gaan sit aan die ooste kant van die stad by Kidron. Hy wag vir die vaders van die volk om hom daar te kom haal. Hulle maak hom vas soos 'n eerstelingsgerf. Hy word geneem na die hoëpriester toe en opgelig aan 'n kruis voor God as 'n beweegoffer, sodat almal wat in hom is deel van die oes kan wees en geheilig sal wees om nooit weer verlore te kan gaan nie. Die volgende fees, na hierdie eerstelingsfees, is 'n tyd later hierdie fees van die uitstorting van die Heilige Gees. Hierdie groot gebeurtenis in die kerk van die Here. Die res van hierdie eerste 3 was alles die voorbereiding van die kerk vir die grootste gebeurtenis wat in die kerk moet plaasvind. En hierdie gebeurtenis moet tot vandag in jou en my siel plaasvind, dag vir dag, oomblik vir oomblik, want ons God vertrou om sy volheid van sy Gees in ons siele te kom uitstort, sodat ons onder sy volbeheer sal leef. Die laaste 3 wys alles na die wederkoms van die Here. Die fees van die trompette wys op die wederkoms, die fees van die groot versoendag, die groot versoeningsfees, wys op die tweede koms van die Here Jesus, en die fees van die tabernakels wys op die Messias wat aan die kom is. En ons weet dat hierdie 3 feeste is alles profetiese feeste. Dit is nog dinge wat nog aan die kom sou wees. Maar die een waarby ons wil stilstaan is hierdie een van die Pinksterfees. Handelinge 2 vers 1 sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Wat beteken dit dat dit Pinkster was? Dit beteken hulle het nou reeds die lam die fokuspunt gemaak. Hy het nou reeds die prys betaal vir hulle sonde, die lam is nou geoffer, die versoening is bewerk, die weg is nou voorberei, sodat hierdie mense die volheid kan beleef wat God vir hulle in gedagte het. Hulle het hulle vereenselwig met hierdie lam wat vir hulle die prys betaal het. Hulle het elkeen van hulle sondes bereken en gebring vir hierdie offer. 1 Petrus 1 vers 18 en vers 19 sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. En nou is hierdie mense besig
om gereed te maak vir hierdie groot belofte, die uitstorting. Hierdie wonderwerk, hierdie groot oomblik van die Gees van God, wat vaardig moet wees. En in hierdie proses, sien ons in 1 Korintiërs 5 vers 8, laat ons dan fees vier, nie met ou suurdeeg, daardie fees van die suurdeeg, om met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Galasiërs 5 vers 19 sê, want 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Nee, hulle moes gaan introspeksie doen, hulle moes gaan toets om gereed te maak vir hierdie groot oomblik. Jy sien, jy kan nie die belofte maar net verwag en aangaan so wat jy aangaan nie, dan gaan jy dit mis. En dan het hulle gekom by hierdie fees van die eerstelinge. 1 Korintiërs 15 vers 20 sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Oorspronklike taal sê hy is die eerstelingsoffer van elkeen wat ontslaap het. In Hebreërs 10 vers 14 sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Een eerstelingsoffer. En die Jode word herinner aan hierdie voorbereiding, aan hierdie gereedmaking, aan hierdie belewenis, sodat hulle daardie belofte nie sal misloop nie. En daarom moet ek en jy ook ons gereed maak vir hierdie groot gebeurtenis. En daarom kan ons nou al reeds ons harte voorberei, nou al reeds die Here se aangesig soek. En ek praat met u juis oor hierdie gedagte, want Pinkster is eersdaags op pad. En ons het juis nodig om nou met Paasnaweek wat op pad is, juis onsself te kom toets en onsself te vereenselwig. Juis daardie introspeksie te doen, juis seker te maak dat ons reg is om die hoogtepunt as kind van God te kan beleef. Hierdie Pinksterfees is die fees van die werking van die Gees van God. Want daar waar die Gees van God werk, dis 'n fees. En wanneer jy dit snap, hoe dat dit 'n fees is vir jou as kind van God, en hy deur sy Gees kom inwerk in jou lewe in, dis iets om te vier. Dis iets wat verslawend is, dis iets wat verkwikkend is. En is juis die tyd vir jou en vir my, dat ons erns sal maak met die Here, dat ons ook kan deel in hierdie grootste oomblik van die kerk. Want sonder hierdie grootste oomblik wat daar gebeur het in daardie dag, sou kerk nie vir 100 jaar verder voortgegaan het nie. Sonder hierdie grootste oomblik sou dit nie gebeur het, dat soveel mense hulle lewens neergelê het vir hierdie werk nie, vir hierdie evangelie nie. Sonder hierdie werk wat gebeur het, sou die evangelie nie meer uitgedra geword het nie, want dit sou nie sin gemaak het nie. En daarom moet ons sê, Here, help ons asseblief, dat ons sal let op hierdie grootste oomblik, en jy sal vashou vir hierdie belofte, want dit is ook ons sin. Tot op hierdie punt was daardie gemeente bang, het hulle weggekruip, het hulle in nederlaag geleef. Sommige is terug viswater toe, ander is terug na besigheid toe. Ja, ons kan altyd terugval op nog iets anders. Maar dit is maar net, omdat ons nog nie hierdie grootste oomblik beleef het nie. Is daar vandag hierdie gereedheid in jou hart, in jou siel, vir die werking van die Gees, vir die volheid van wat God vir ons in gedagte het? Het jy al gekom by die lam wat vir jou geslag is? Het jy al jou sonde op hom kom lê en vir hom gegee? Het jy al ontslae geraak van die suurdeeg in jou lewe? Het jy al toegelaat dat die Here vir jou kom wys vir geestelike springclean, wat skoon gemaak moet word? Het jy al gekom by die toewyding, by die afhanklikheid, om geheilig te word vir God se wil vir jou lewe? En as dit vandag so is, dan is dit vir ons nodig om te weet, ons is besig om gereed te maak vir hierdie grootste oomblik. Vers 1 van ons geleesde gedeelte sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was almal eendragtig by mekaar. Hierdie woordjie almal eendragtig by mekaar is die sleutel vir dit alles om te begin. Sonder dat almal eendragtig by mekaar is om te deel in hierdie soeke, hierdie begeerte, hierdie verwagting, hierdie toewyding, hierdie introspeksie van myself en om myself te kom neerbuig voor die Here, sal die belofte nooit ooit ons deel wees nie. As ons nie almal saam eendragtig hierdie verwagting in ons harte het nie, sal ons nooit die grootste oomblik in die kerk beleef nie. Kan jy dink dat jy vir 'n leeftyd in die kerk kan sit
en die grootste oomblik van kerk wees kan mis? Kan jy dink dat ons in die kerk kan wees, baie kan doen, maar niks kan bereik nie, omdat ons die grootste oomblik kan mis? Net omdat ons nie altyd eendragtig is nie, net omdat ons nie altyd almal saam is met hierdie verwagting nie. Almal saam was verenig, gefokus op die Heilige Gees. Nou vriende, dit het my so diep getref. Toe ek weer hierdie gedeelte lees, dit is nou die tyd vir jou en vir my om erns te maak met hierdie saak. Laat ons weer op daardie plek sal kom, dat ons eendragtige soeke sal hê na die werking van die Gees. Weet jy, in die ou dae was dit so gewees, wanneer daar 'n boodskap gebring was, en 'n mens kom agter dat daar beweging is, en die Gees van God werk onder mense, en ons sê amen, dan staan die mense nie op en hardloop uit en begin gepraat oor die sokker en die rugby en die golf nie, dan bly hulle sit en bid saam met mekaar. Want ons is soeke gewees, na die beloftes. En dit is nou die tyd om almal saam die aangesig van die Here te soek. Want waarmee gaan hy ons as kerk besig kry, as hy vanaand sy Gees moet uitstort? En ek vra dit met definisie. Want in hierdie dag en daardie aand, toe daardie mense daarbo gewag het, was dit vir 50 dae wat hulle gewag het. En hulle was bereid gewees om vir 50 dae te wag, almal saam met eensgesindheid. Ons wag op die belofte. Waarmee gaan die Here ons vandag besig vind, as hy besluit vandag is die dag, om weer ons te besoek deur sy Gees? Gaan hy ons eendragtig vind, almal saam, almal wat lief is vir die Here, almal wat 'n afskeid het in wat in die wêreld aan die gang is, almal wat hulle vereenselwig met die lam wat vir ons geslag is, almal wat hulle ontsondig het en introspeksie gedoen het, almal wat 'n soeke het na die werking van die Here, almal wat die offer gebring het aan die Here wat hy verwag het. Hy sê almal. Niemand het agtergebly nie. Hulle was eendragtig saam. Anderlaas, vriende, was ons regtig eendragtig saam. Hierdie mense het al hulle verskille doelbewus eenkant geskuif. Hierdie mense het alles waarmee hulle gestruikel het, doelbewus eenkant geskuif, want hierdie belofte was meer belangrik geweest as elkeen se opinies en elkeen se agendas. Kyk hoe gaan dit vandag in die kerk in die Hebreë. Kyk hoe gaan dit vandag in die Christendom. Daar is 110,000 kerke, want elkeen verskil, maar kan ons vir 'n oomblik saamkom in eendragtigheid en God soek vir die belofte? Nee, ons kan nie. Want ons is okay om sonder die belofte te leef. Hulle was eendragtig gefokus op die Heilige Gees, nie eendragtig gefokus op die dominee nie. Hulle was eendragtig gefokus op die belofte. Dit sluit in Petrus die verraaier, dit sluit in Johannes die trotse, dit sluit in Thomas die ongelowige, dit sluit in Maria die sedelose. Maar in die oomblik is dit alles eenkant geskuif. Het dit nie weer tyd geword dat ons weer eendragtig sal saam buig voor die Here nie? Ek sit op 'n plek, vriende, wat ek 'n stryd in my hart het. Wat help het ons sou bid hier, bid hier, bid hier? Net om te sê ons het 'n bid hier op ons kalender. Maar as niemand moet soek nie. Ons almal eendragtig met 'n soek in die hart na die Gees van God. Aan ons dag wag ons almal op wat die program is wat aangebied gaan word. Ons is eensgesind wanneer dit gaan oor wat ons daaruit kan kry. Ons is eensgesind oor wat gaan gebeur en hoe dit moet gebeur. Nee, ons is nie altyd eensgesind nie. Anderlaas was ons eendragtig saam om die Gees van God toe te laat om ons te besoek. En wat het hierdie mense in daardie bovertrek gedoen anders as om maar net saam te wag. Maar hulle was nie bereid om te loop nie, al vat dit 50 dae lank. Hulle het saam gebid, hulle het saam gepleit, hulle het saam aanbid. Het dit nie tyd geword, dat ons begin ernstig raak, om voor die troon van God te kom buig nie. Ja, ons kan vrees en ons kan vlug, of ons kan saam wag. Wagtend op die vuur. Ons sing dit so maklik. Maar wanneer laas kon ons eerlik wees, dat ons regtig die vuur verwag?
kan ons nie die Here vertrou vir herlewing nie. Kan ons nie die Here vertrou vir 'n vervulling nie. Kan ons nie die Here vertrou vir 'n nuwe werk in ons nie. Want is dieselfde God van belofte vir daardie 120 mense wat ons God steeds vandag is. En daarom kan ons God vertrou vir sy volheid. Daarom moet ons die Here vertrou. Eendragtig. Gefokus op sy woord. Eendragtig gefokus om 'n atmosfeer te skep waarin hy kan kom werksaam wees. Buite is dit donker, buite is dit duisternis, buite is dit roekeloos, buite is dit boos, maar hier binnekant eensgesind, gefokus, wagtend op een belofte. Vir 50 dae lank. Hoe lyk dit vandag in jou hart? Is jy vandag eensgesind, wagtend? Of is jy vandag heeltemal tevrede soos wat dit is? Maar verder nog, het jy al begin springclean. Want die oomblik as jy mos weet, mense kom ons kuier. Ek kan onthou toe ons nou jonk was, die oomblik as 'n mens hoor pa en ma kom kuier, yes, dan springclean jy die hele huis. Alles is skoon. Elke ding is op sy plek, elke ding is perfek. Dit moet perfek wees as ma en pa ingestap kom. Hier sit ons vandag kinders van die Here in die huis van die Here en hy wil besoek. Hoeveel van ons is ernstig besig om te springclean in ons siele? Omdat ons God se besoeking verwag. Of gaan jy maar tevrede wees? Soos wat dit is. Handelinge 2 vers 2 tot vers 4 praat van hierdie gedagte. Hy sê, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en hulle begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het. Almal is vervul met die Heilige Gees. Daar was nie plek gewees vir ander geeste nie, want hierdie plek was skoon gemaak gewees, hierdie siele was verkoop gewees, hierdie siele was afwagtend gewees, hulle was gereed gewees vir die besoeking. En daarom kon hulle daardie vervulling beleef, al 120. Dit was nie oorheers deur die gees van 'n mens nie. Dit was nie geoorheers deur die gees van boosheid nie. Dit was nie geoorheers deur die gees van wat ook al aan hierdie dag opgedis word nie, maar daar was hierdie gees wat mense se lewens en harte en siele kon vervul het. En daarom kon hulle hierdie nuwe lewe beleef. 'n Eerste maal ooit. En sonder hierdie werking sou ons nie hier wees nie. So ek vra myself die vraag af as ek dink daaraan, dat hier 'n gemeenskap van 120 mense was, wat hierdie soeke na die Here het, en hulle word vervul met die Heilige Gees. Wat het die verskil gemaak? En net hierdie een ding, net die feit dat die Heilige Gees in daardie vertrek betrokke was, het dit gewerk. Maar dan vra ek die vraag, as ons dan nie hierdie volheid van die Gees beleef nie, en as ons dan nou nie die krag van die Gees beleef nie, hoeveel van die Gees is daar in ons midde? Ek was by 'n gemeente waar hulle bid en hulle vertel vir mekaar, soveel soos wat ons van die Heilige Gees hier indra, soveel van die Heilige Gees is hier binne, asof ek die Heilige Gees is. O vriende, ons moet versigtig wees. Hy is, of hy is nie. En as hy is hy in sy volheid. En as hy in sy volheid is nie, dan is hy nie. En as hy teenwoordig is, dan sal hy oortuig van sonde. Wanneer laas het ons in 'n kerk gesit, waar jy sien hoe God mense oortuig van sonde. Ons doen verkeerd, ons beleef verkeerd, ons sien die dinge wat rondom ons gebeur, dwars deur ons hele ou kerkie, landwyd sien ons dit gebeur. Maar waar is die oortuiging van 'n sonde toestand? Waar is die oortuiging van God se geregtigheid? Waar is die oortuiging om daardie vrees vir die Here te hê? Waar is die oortuiging van God se oordeel en die prys van sonde wat op pad is? Oortuig hy jou nog? Jy sien ons wil baie maklik wegkyk na die ander kant toe en na ander mense kyk. Oortuig hy ons nog? Want as hy hier is, sal hy oortuig. Is dit hy wat in jou werk om te wil? Hoekom wil jy dit nie? Want iemand is besig om te werk dat daar nie gewil moet word nie. Sonder hierdie groot oomblik
van hierdie uitstorting en hierdie vervulling, gaan ons almal nie wil nie. Gaan ons almal niks kan doen nie, gaan ons almal niks kan bereik nie. Daarom moet ons sê, Here, help ons asseblief, laat ons U sal toelaat om ons te kom vul met die Gees. Vanmôre het ek vir U gewys om gereed te maak vir daardie groot gebeurtenis, het ons nodig om die ploegskaar van die hemel toe te laat, om diep in te steek in ons siele in, en alles uit te trek, wat nie vrugbaar is nie. Het jy dit al vandag gaan doen? Het jy al vandag vir die Here gevra, Here, ek sien nie kans om verder so aan te gaan nie. Ek kan nie verder so leef nie, Here. Sonder U volheid sien ek nie kans nie. Is die Gees van God teenwoordig? As hy is, sal hy oortuig. Hy gaan jou ook lei in die volle waarheid. Hy gaan nie lei in jou waarheid of in my waarheid nie. Hy gaan jou lei in die volle waarheid van die woord van God. Hy gaan jou lei in daardie waarheid, want hy gee vir jou 'n lig vir jou pad en 'n lamp vir jou voet, want die Gees van God bly getrou. Vers 4 sê, hy sal vir ons kom vul met sy Gees. En wanneer hy ons kom vul met sy Gees, dan mense hierdie snaakse idee van wat hierdie vervulling met die Gees is. En dan sê hulle, dit moet die tale wees, en moet die dit wees, en moet die dat wees, al hierdie gimmicks wees. Maar die fokus is, soos wat die Gees aan hulle gegee het. En dit is nogal 'n baie belangrike aspek. Is ons bereid om die Gees van God toe te laat, om aan ons te gee, soos wat die Gees aan ons wou gegee het? Nee, ek wil graag preek, of ek wil graag sing, of ek wil graag hospitaalbesoek doen, of ek wil graag met die geld werk. Maar wat as God vir jou werk gee, wat jy dalk nie gedink het jy moes doen nie? Hoe gewillig is ons dan? Hoe oorgegee is ons dan? Hoe gevul is ons dan? Of is dit maar net die bewys dat ons nie gevul is nie? Waarom moet ons vir die Here vertrou en sê, asseblief Here, ons sien nie kans om verder aan te gaan sonder die volheid van U Gees nie. Jy sien, want wanneer jy vol is van die Gees, dan is die Gees jou dryfkrag. Dan het ons nie nodig om mekaar te motiveer nie. Dan het ons nie nodig om mekaar te soebat en te nag en te pleit nie. Dan is dit die Gees wat die oortuiging doen. En hy stuur die vuur. Maar ons as mens raak soms radeloos en doelloos sonder die vuur. Sonder die branding in ons harte. Want ons leef nie daardie vervulling nie. O vriende, ek het 'n bekommernis in my siel, ek dink in die Christendom. Mense wat baie praat van die vuur, maar baie min het van die vuur. Ja, ons lees in Openbaring van die bruid wat lou geword het, en tevrede geword het, en gemaklik geword het. Gaan ons deel van daardie bruid wees? Of ons deel van die bruid wees wat vol is van die Gees, vol is van die vuur, vol is van sy werk in my. Ja, ons verstaan baie van vure doodslaan. Ek onthou op kweekskool, ons was baie op die plot daar rondom die kweekskool, moes ons gaan vure doodslaan het. En weet jy vriende, ons maak soms die groot fout om die vuur van die hemel in ons lewens te gaan doodslaan. Deur gesindhede, deur houdings, deur oortuigings. Die vuur was eens op 'n tyd soos 'n veldvuur in 'n ou se siel gewees. Wanneer laas het die vuur van God so in jou hart gebrand? Of is die vuur maar net die teken dat jy nie vol is nie? Is die vuur vandag dalk geblus? Is die vuur vandag dalk verkoel? En daarom moet ons sê, as Here, ons sien nie kans om aan te gaan sonder U vuur nie. 1 Tessalonisense 5 vers 15 sê, sorg dat niemand 'n ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal, wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar. Blus die Gees van God nie uit nie, verag die profeseë nie, beproef alle dinge, behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad, en mag hy, die God van al die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberisplik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Net as die vuur van God in ons harte uitgestort word. Want sonder die vuur kan ek en jy ons tassies pak en langs die pad gaan sit en wag. Maar die Here wil vir ons 'n vuur bring.
En hierdie 4 is alleen moontlik as ons met 'n soeke, eendragtig saam die aangesig van God gaan soek. Die vraag is, gaan jy bereid wees om die Gees van God toe te laat, soos wat hy wil? Of gaan ons vir hom wil voorskryf? Gaan ons vir hom wil beduie? Weet jy wat vir my hartseer, vriende, as ek dink aan hierdie gedagte? Daar's net 120 mense in die hele stad van Jerusalem. Duisende en miljoene mense wat daar is vir feeste. Die Pinksterfees is aan die gang. Net 120 in die boefretrek wat wag op 'n belofte. En net so skaars as wat dit was in daardie dag, dat God deur sy Gees mense kom vervul. Net so skaars is dit vandag. 'n Magdom mense wat deel in die feeste van die wêreld, wat selfs deel in die feeste van die Here, maar enkelinge wat wag vir sy belofte. Mense jaag na allerlei dinge omdat daar iets kort kom in hulle lewens. Maar om te wag vir die grootste gebeurtenis in my as tempel se lewe, dit is buite die kwessie geraak. En daarom moet ons sê, asseblief, Here, help ons. Want ons besef dat ons ver van die merk af is. Sonder harte wat gereinig word, kan ons nie vervul word met die Heilige Gees nie. Sonder harte wat besny word en die vuil weggeneem word, kan ons nie vervul word nie. Dit is soos wanneer jy in 'n huis intrek. Jy gaan nooit in 'n huis intrek wat nie eers skoon gemaak word voor die tyd nie. As jou hart nie skoon gemaak word nie, sal jy nooit ooit die vervulling van die Gees kan beleef nie. Maar as jy totaal afhanklik is, totaal oorgegee is, totaal ingeskakel is, dan kan ons dit beleef. Maar hier is die fout wat ons baie maak. Ons wil graag vinger wys. Dis jy. Dis jy wat so en so optree. En dis jy wat die rede is dat ons dit nie kan beleef vandag nie. Ons maak die tweede groot fout. En ons sê dis, hey, is enigiemand behalwe ek. Maar as jy nie op die plek kan kom te sê, Here, dis ek nie. Ek is die rede hoekom ek sit waar ek sit. Ek is die rede hoekom die vuur van die hemel nie in my hart brand nie. Ek is die rede hoekom ek nie vervuld leef nie. Ek is die rede hoekom ek nie in oorwinning leef nie, Here. Ek is die rede hoekom ek as tempel nog nie die grootste oomblik ooit beleef het nie, Here. Dis ons grootste uitdaging. Ek. Want ek skep 'n milieu waarin die Gees van God nie welkom voel nie. Ek skep 'n milieu waarin die Gees van God nie werkbaar kan wees nie. Ek skep 'n omgewing waar die Gees van God nie vrymoedigheid kan neem nie. Ek neem myself soveel in ag dat ek die Gees van God soms uitblus. En ek skep 'n atmosfeer waarin die Gees nie sy volle potensiaal in my lewe kan bereik nie. Kan jy dink dat jy die God van die heelal so kan beperk? En ons is dood tevrede, want ons is binne in die kerk. O vriende, wat 'n wonderbare voorreg dat die Here met ons elkeen kom bemoeienis maak. En ons kom toets of ons hom sal vertrou vir sy volheid. En wanneer jy onder die volbeheer van die Gees van God is, en hy jou kom domineer het in jou persoonlikheid, in jou karakter, in jou menswees, in elke deel van wie jy is, van jou hart, jou siel, jou gemoed, elke deel van wie jy is, dan kan die Here jou kom vrymaak, dan kan die Here jou kom vul, om daardie oorgawe te kan beleef. Maar daar's gevolge vir hierdie groot oomblik binne in die kerk. Handelinge 2 vers 2 tot vers 4 sê, eerste gevolg, hy sê, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul, waar hulle gesit het. Die eerste gevolg, hulle het net daar gebly sit. Hulle het nie rondgehardloop of rondgeval of rondgespring om iemand te beïndruk nie, hulle het net daar bly sit. En gesê, Here, hier staan ek nie op, voor U het nie gedoen het nie. Die tweede gevolg, toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het.
tonge van vuur, wat op elke mens gaan sit het. Hierdie tonge van vuur het mense gewillig gemaak. Hierdie tonge van vuur het mense gedryf. Hierdie tonge van vuur het mense gedring daartoe. Hulle kon hulle self nie keer nie. Hierdie tonge van vuur het die groot verskil gemaak. Die volgende gevolg is, hulle is almal vervul. En hulle is vervul soos wat die Gees dit bepaal het. En ons hak vas by baie dinge. Maar as ons regtig by die gevolg uitkom wat saak maak, is die gevolg van dit alles was, die evangelie was die fokus gewees. Hierdie mense kon nie ophou praat oor die wonders van God nie. Hulle kon nie ophou praat oor die werk van die Here nie. Hulle kon nie ophou praat oor dit wat God vir hulle kom doen het nie. Hulle kon nie ophou praat oor die werk wat God in die ewigheid kom verrig het nie. Dis die gevolg van 'n kerk wat vervul is. Waaroor praat ons vandag? Waarvoor leef ons vandag? Jy sien, die gevolg van 'n hart waarin die Heilige Gees volmag het, is altyd gefokus op die evangelie. Want hy weet, dit is die krag van God tot redding. Hy weet, dit is die krag van God wat harte en lewens en alles verander. Nie afgewaterde evangelie nie, die ou Bybelse evangelie. Die hellfire en brimstone, dit wat vandag in kerke verag word, daar die boodskap wat harte en lewens aanraak. Vir hom is die wysheid van die wêreld dwaasheid. Vir hom is die woord van God die fokus. Is die gevolg van hierdie grootste oomblik in jou lewe aanwesig? Of as ons praat oor die evangelie, dan wonder jy, wat beteken die evangelie? Hierdie evangelie is 'n brandpunt in so iemand se lewe. Hierdie evangelie is wat ons dring. Hierdie evangelie is die doel. Hierdie evangelie is die anker. Hierdie evangelie is die lewensbron. En hy sal ons gee wat nodig is om hierdie evangelie uit te dra. Dis die gevolg van hierdie vervulling ons deel. Ek onthou van 10 maagde. 5 van hulle was gereed gewees. 5 van hulle was nie gereed gewees nie. 5 van hulle het werk gemaak daarvan om gereed te wees. Die ander 5 het maar net meegegaan en saamgegaan, maar hulle het gemis. Want hulle lampies was nie vervul nie. Gaan jy dit mis? Die grootste oomblik van die kerk. Want die grootste oomblik van die kerk was die oomblik toe die Heilige Gees uitgestort is. Maar die volgende grootste oomblik van die kerk is wanneer die bruilof van die lam sal wees. En as jy nie gereed is nie, mag jy dit dalk mis. So vriende, wil jy nie vanaand na die Here toe kom en sê, Here, kom skyn U met die lig van die hemel diep in die grot van my hart in nie. Wil jy nie vandag na die Here toe kom en sê, Here, ek wil U opnuut kom toelaat om dwars deur my siel te kom skyn. Kry klaar met die dinge wat verhinder. Kry klaar met die mense wat jou terughou. Vertrou die Here en sê, Here, ek sien die kans om verder aan te gaan sonder hierdie vuur in my hart nie. Plaas al ons menslike verskille op sy. Soek die Here vir hierdie belofte eendragtig met 'n afwagting in ons siele, met 'n soeke in ons harte, met 'n vuur wat dwars deur ons wese brand. Nou kom jy vandag agter dat jy die een is wat die Gees van God in jou lewe beperk het. Dan nooi die Here jou vandag om erns te maak oor hierdie vuur. Nou vriende, daar's 'n stadium in die Ou Testament waar daar doodsbeendere was. En as God dit lewendig kon maak. En as God 120 mense in 'n boefretrek met vuur kon toebedeel, en hulle kon vul met sy Gees, kan hy het vanaand in jou en my siele kom doen. Die doodsheid wat daar in ons gemoed mag wees, kan hy kom wegvat. Die branding in ons siel wat daar behoort te wees, kan hy kom plaas. Die vraag wat jy jouself moet afvra is, vir hoe lank gaan jy tevrede wees? Om die grootste werk in die kerk van die Here te mis. Vir hoe lank gaan jy tevrede wees om so aan te gaan? So mag die Here ons help. Mag die Here ons oortuig.
Mag die Here hierdie vuur in ons siel aan die brand kom steek. Eendragtig, oorgegee, toegewy aan sy vuur en sy evangelie. Kom ons buig ons harte, dan bid ons saam. Wonderbare Here, baie dankie dat ons in hierdie aand ons harte voor U kan kom buig. En Here, in ons menswees besef ons maar net hoe ver skiet ons tekort. En Here, U bly die getroue, 'n wonderbare koning van ons siele. En as U een keer in die geskiedenis van hierdie wêreld alreeds daardie volheid kon gebring het, en ons weet volgens die woord van die Here is dit die wil van God vir ons in heiligmaking. Dan bid ons U vanaand, Here, dat hierdie eendragtigheid in ons siele sal kom werk, om te soeke, 'n begeerte, met 'n pleiting in ons siele, Here, omdat ons nie bereid is sommer net so aan te gaan nie. Here, ons kan nie nog kerk wees, en tevrede wees om die grootste oomblik in kerk wees te mis nie. Ons kan nie tempels wees, en die grootste oomblik van tempel wees kan mis nie. Here, ons kan nie kinders van God wees en U bruid wees, en nie gereed wees om op die einde van die dag die grootste oomblik van 'n bruid te mag mis nie. So kom Here asseblief, en raak U elke een van ons in ons siele aan, sodat ons vervul sal wees met U vuur, met U reinheid, met U evangelie, sodat ons kan gaan en vertel. Help ons, Here, dat ons die grootste oomblik van kerk wees nooit sal mis nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.